Vader, ons dankie die geleentheid weer eens, ons bid dat U met ons sal deel, die woord sal ingang vind vanmôre in elkeen se hart, en dat elkeen Here iets sal ontvang, innerlik gestig sal word. Want iemand daar buite, Here, ook nodig, dat hulle vir ander kan sê daar buite, dit wat Jesus vir my gedoen het, dit kan Jesus ook vir julle doen. Here, dankie vanmôre elke versterking van die vyand wat ons afsny, kanselleer, kragteloos stel, en ons dankie dat die woord wel sal werk, want die woord is lewe, bring lewe, dit sal ingang vind in elkeen se hart, en dit sal vrug voortbring op die einde van die dag, tot eer en verheerliking van die naam. En ons dankie daarvoor in Jesus staan, en al die kinders van die Here sê vanmôre, amen en amen. Daai persoon langs jy sê, ek is so bly ek is hier. Goed, Matteus 13, die Bybel sê saam met jy 13, 3 tot 8, en dan ook 19 tot verse 23. En die titel van my boodskap is die saaier en die saad. Die saaier en die saad. Baie interessante gedeelte, wel bekende gedeelte, almal het het al gelees voorheen, baie daaroor gepraat al, maar soos ek sê, mense kry elke keer as jy daar lees, kry iets niets, wat 'n mens net bemoedig en net stig. So Matteus 13, 3 tot 8. 13, 3 tot 8. Kom ons lees wat hy sê. En hy, Jesus, het baie dinge deur gelykenisse tot hulle gespreek en gesê. 'n saaier het uitgegaan om te saai, en terwyl hy saai, val 'n deel langs die pad, en die voëls het gekom en dit opgeëet. En 'n ander deel het op rotsagtige plekke geval, want waar daar nie baie grond was nie, en dadelik het dit opgekom, omdat daar geen diepte van grond was nie. Verse 6. Maar toe die son opgegaan, is dit verskroei, en omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. Vers 7. En 'n ander deel het in die dorings geval, dorings het opgekom en dit verstik. Vers 8. En 'n ander deel het in die goeie grond geval, en vrug opgelewer, die een 100, die ander 60, die ander 30voudig. Verse 19, kom ons kyk wat sê daar. As iemand die woord van die koninkryk hoor, en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie langs die pad gesaai is. Vers 20. En by wie op die rotsagtige plekke gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem. Maar hy het geen wortel in homself nie, hy is net vir 'n tyd. En as daar verdrukking of vervolging kom, terwille van die woord struikel hy dadelik. Vers 22. En by wie in die dorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom verstik die woord en hy word onvrugbaar. En hy wie op die goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en verstaan, wat dan ook vrug dra en oplewer, die een 100, die ander 60 en die ander 30voudig. Lees almal op die woord vanmôre. Amen. Wonderlik. Nou, dit is die eerste keer dat die term gelykenis in Matteus se evangelie genoem word, die heel eerste keer. En
Die term gelykenis beteken dan, soos jy weet, ek altyd gesê het, is 'n aardse storie met 'n hemelse betekenis. En van hierdie punt af sou die meeste van Jesus se onderrig baie dinge in die vorm van gelykenisse wees. Gaan kyk maar daar en gelees waar hy gepredik het. Meeste dinge het hy dan vertel in die vorm van 'n gelykenis. Onthou, gelykenis ook 'n prentjie wat geskets word, né? Sê net woord nie, hy skets 'n prentjie wat daai mense verstaan. Saaier, hulle verstaan dit. Die see verstaan hulle, verstaan die parels, verstaan al daai dinge, verstaan hulle. So hy skep 'n prentjie in hulle gedagtes wanneer hy dan 'n gelykenis hulle vertel wat vir hulle maklik is om te verstaan. It is a story or comparison, 'n aardse storie dan in hakies daar, that is put alongside something else, to help make the lesson clear. Die hemelse betekenis is 'n aardse storie met 'n hemelse betekenis. Ter inleiding, nou die heel eerste ding wat ons hier vind in hierdie gedeelte is 'n baie interessante gedeelte. Luister pastoor vanmôre. Waar ons saad gebruik en waar ons saad gebruik, kan ons na hierdie voorbeeld kyk wat Jesus hier vir ons genoem het. Aan die ander woorde, ons kan gaan kyk, as ek die woord mag gebruik, en gaan kers opsteek en gaan kyk daarna wat Jesus daarmee bedoel. So as jy net die vorm van saad dat ek praat van die woord nie, maar wanneer jy enige soort saad gebruik om te saai, sal hierdie ding wat hy hierso noem vir ons ook van pas is of van pas word op die einde van die dag, wat ons dan kan gebruik om vrug dan te pluk, en vrug te ontvang, soos ek glo vir alles waar ons dan saad saai, uit jou mond uitsaai, of jy nou finansies gee, of wat, of goed doen, wat die geval mag wees, dit is saad wat in die grond sit, as jy dit reg toepas volgens die woord, gaan jy vrug op die einde van die dag ontvang. As jy, maar dis nie 'n gewone gelykenis, hy sê, dis nie 'n gewone gelykenis, Jesus sê dit. Jesus noem dit die verborgenhede van die koninkryk van die hemel, gelees dan Matteus 13 vers 11. Hy noem 'n gelykenis 'n verborgenheid van die koninkryk van die hemel. In die Nuwe Testament is 'n verborgenheid, luister mooi, 'n geestelike waarheid wat net deur goddelike openbaring verstaan word. Onthou, openbaring is iets wat weggesteek is agter die gordyn. Dit wat pastoor altyd sê. En dan op 'n sekere tyd word die gordyn weggetrek en dan openbaar hy die openbaring, of hy maak vir jou bekend wat die openbaring is. So is 'n geestelike waarheid wat net deur goddelike openbaring verstaan kan word, wat vir eeue onbekend en verborge was, maar nou geopenbaar word. Dis 'n goddelike geheim, bekend slegs aan die wat aan die binnekant is. Maar ander woorde, dit sy praat aan die binnekant, is hulle wat 'n verhouding met die Here het. Inner circle as jy wil noem. Hulle wat 'n verhouding met hom, die goddelike geheim is bekend slegs aan hulle wat 'n verhouding met hom het, die wat by die Here leer en hom gehoorsaam. Belangrik, hy moet gehoorsaam, en dit bring lig alleenlik aan diegene met vertrouende, soekende harte. Mense, so belangrik. Ons verstaan baie keer baie dinge van die Bybel nie, of van die woord nie. Maar as ons nie 'n verhouding met hom het nie, en op die Here vertrou, die Heilige Gees vertrou, om die woord vir ons oop te breek en te verlig nie, gaan jy die dinge verstaan nie. Verstaan? Dit gaan niks beteken vir jou nie. Soos vir Sondag, gee vir 'n Sondag die Bybel, hy gaan nie verstaan wat hy lees nie. So dit moet verlig word, jy moet 'n verhouding met hom hê, voordat jy daai dinge kan verstaan en die Here dit vir jou oopmaak. Dis hoekom ek noem daar so verborgenhede van die koninkryk van die hemel. Tweedens,
'n gelykenis begin as 'n prentjie wat vir hulle wat luister bekend is. Hulle het verstaan, hy sê, praat van Satan, hy praat van die nette, hy praat van parels, al die dinge het hulle verstaan, hulle het groot geword langs die see. Hulle weet presies, hulle het groot geword, hulle almal van hulle seker wat ook geweet wat om te saai en wanneer om te saai. Maar wanneer jy, luister mooi, wanneer jy na die prentjie lank genoeg kyk, word dit 'n spieël waarin jy jouself sien. Luister mooi. En baie mense hou nie daarvan om hulle self te sien soos hy werklik is nie. Daai gelykenisse, hulle het geweet wat dit is, maar die Here deur dit hulle karakter geopenbaar. Deur dit vir hulle gewys wat hulle harte weggebêre. Deur hulle storie gelukkig te vertel, hulle het glad nie daarvan gehou nie. Sommige wou doodmaak oor dit. Hulle daarvan gehou nie. Hulle wou hom doodmaak. En baie mense hou nie daarvan om homself te sien soos hulle werklik is nie. Dit verduidelik waarom sommige van ons of van Jesus se luisteraars kwaad geword het toe hulle nie sy gelykenisse hoor en selfs probeer het om hom dood te maak. Luister mooi wat pastoor vanmôre sê. Maar as ek en jy onsself sien as 'n soekende sondaar, luister mooi, wat om hulp vra, dan word die spieël waar ons in kyk en onsself sien 'n venster waardeur ons God en sy genade sien. In plaas van om kwaad te word, in plaas van om in opstand te kom en die Here seker dinge in jou eie lewe openbaar wanneer jy na die spieël kyk. En jy hou lank genoeg in die spieël kyk, sien later die ander kant van die spieël en jy sien die venster waardeur ons God en sy genade kom ons moet raak sien en wat die Here eintlik vir ons daardeur wil sê. Kom ons kyk dan vanmôre na hierdie gelykenis van Jesus in ons geleesde gedeelte. Hy sê in die derde plek, hy sê, 'n saaier het uitgegaan om te saai. So om te kan saai moet daar eerstens 'n saaier wees en tweedens ook saad. Ek en jy kan nie saai sonder saad nie, mense. Dit wat jy nodig het in jou lewe. Dis 'n koninkryksbeginsel, gaan saai dit. As jy liefde soek, gaan saai liefde, al voel dit nie so nie. Wat jy ook al wil hê, ander mense wat jy heel doen, gaan saai dit. Doen jou plig en gaan saai daai saad aan die grond en op die einde van die dag sal jy die vrugte daarvan pluk. So die saaier moet eerstens met hy saad hê om te saai. Luister mooi. Ek sê die saai terwyl hy saai, val 'n deel langs die pad en die voëls het gekom en dit opgeëet. Nou kom in Markus 4 vers 3 sê Jesus, hy sê luister, in ander woorde, wat beteken hou aan luister wat ek vir julle wil sê. In ander woorde, vestig julle aandag op dit wat ek wil sê. En ons leer in Jakobus 3 vers 1 tot 12 dat daar 'n geestelike band is tussen die hart en die tong. Maak 'n studie daarvan. En in Markus 4 en Matteus 13 ons geleesde gedeelte is daar 'n geestelike band tussen die hart en die oor. So jy kry 'n geestelike band tussen die hart en die tong, maar jy kry ook 'n geestelike band tussen die hart en die oor. So tot en met hoofstuk 13 vers 8 sou dit nie moeilik gewees het om die deel van die saai en die saad te verstaan nie. Maar dan kom Jesus in vers 9, luister wat hy sê. Hy sê, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. So net diegene wat hier rondloop met 'n verharde hart. Die mense is so maklik om dinge te verwerp. Is so maklik om te sê, ek gaan nie daar luister nie. So maklik om te sê, dis nie vir my nie.
Net hulle wat rondloop met 'n verharde hart, sal die diep geestelike betekenis van dit verstaan. Van 'n saaier wat saad saai, wat nie rondloop met 'n verharde hart nie, ekskuus tog. Net diegene wat nie rondloop met 'n verharde hart nie, sal die diep geestelike betekenis van die kom ek sê die gelykenis verstaan. Van 'n saaier wat die saad saai, wat 4 verskillende reaksies van die verskillende grondsoorte aan ons uitwys. Geloof daarby kom, miskien 'n mond vol gesê. En Jesus kom en hy verduidelik aan jou en my wat dit beteken vanaf vers 19 af. Hy sê, as iemand die woord, luister mooi wat hy sê, van die koninkryk hoor, belangrik. Heel eerstens moet ons kan hoor. Is dit nie verder sê? En nie verstaan nie. As jy hoor en verstaan is die sleutel wat die Here vir ons gee. As jy ding hoor, moet jy dit kan verstaan. As jy hoor en nie verstaan nie, kom die bose roof wat in jou hart gesaai is. Dit is hy by wie langs die pad gesaai is, eers nou gelees het dan. Ander woorde, hy langs die pad saai, is die persoon wat wel gehoor het, maar hy het nie verstaan nie. Wel, jy sit nie so, jy hoor wat die woord sê, maar jy verstaan dit nie. En jy doen niks omtrent dit om verder te gaan lees en te gehoor by die Here nie. Verstaan? Dis belangrik om dit te hoor en verstaan. Want as jy dit hoor en nie verstaan nie, kom die duiwel en hy vat daardie saad wat hy gesaai in jou hart, Jesus, of wie ook al, en hy kom steel dit weg. Kom ek sê vir jou hoe ek weer dit gebeur. Jy kan huis toe gaan en jy kan nou miskien gaan dink waaroor ons gepraat het, en baie keer jy vergeet waaroor pastoor gepraat. In ander woorde, voor jy gaan kan dink is die saad weg. Dat ek vir jou vra wat ons verlede week oor gepreek het, is dat baie mense moet lank gaan dink om te onthou waaroor ek gepreek het verlede Sondag. Die saad is weg. Die saad is weg. Verstaan? So is belangrik om dit te hoor en te verstaan, so die saad wat gesaai word kan vrug voortbring tot eer en verheerliking van sy naam. Whose minds the God of this age, who minds the God of this age has blinded. Whose minds the God of this age has blinded. 2 Korintiërs 4 vers 10. Hy verblind jou sinne. Hy verblind jou gedagtes. Hy laat jou aan ander dinge dink. Jy kan nie sit en luister en dink jy aan ander dinge in plaas van om te dink aan dit wat die woord jou leer en wat jy luister en wat ons inneem. Dit spreek van 'n harde, ongevoelige, traag by nie agtige en onsensitiewe hart. Hierdie gedeelte nou wat saai op die grond. Wat beteken die hart is nog nie omgeploeg nie. En Jesus gebruik baie keer beproewings, versoekings en druk om die ploegskar diep te laat insak in ons harte. Dit moet omgedolwe word. Onthou, weet jy wat pastoor sê? Ek wil dit so sê, seed is powerful. Saad het krag. Verstaan? Maak die saad hoe klein saad, die plant langs gelaat, en ek kan plant van die mosterdsaad, wat 'n groot boom word, die kleinste saad, wat die grootste boom word. So ons moet die saad onderskat nie. Hoor wat pastoor sê, moenie die saad onderskat nie. So hy kom en hy kan dit beproewings en versoekings gebruik en druk om jou hart voor te berei. Luister mooi wat ek vanmôre sê. Die skokkende deel hier is dat 3/4 van die saad wat ons hiervan lees, geen vrug opgelewer op die einde van die dag nie. Nou praat ek van finansies ingekom, ek praat van finansies so. Dit is lekker om te gee, ek hou daarvan om te gee.
Ons geleer om begin te saai. Maar baie keer saai ons op verkeerde plekke. Waar die grond onvrugbaar is. Ons doen dit met opregte hart, maar op die einde van die dag kan jy geen vrug terugkry nie, want dis onvrugbare grond waar jy gesaai en jy verloor jou oes op die einde van die dag. Alles werk in 'n staatvorm. En dis hoekom ons dinge so met inrig dat ons reg hoor by die Here. Waar kan ek saai? Waar kan ek ekstra vir iemand anders te gee? Waar kan ek my saad insaai? Sodat jy op die einde van die dag kan terugkry 'n oes in die hand van die Here. Dieselfde met die woord. Ons daar gepraat, ons moet nie ons pels vir die varke of die swyne gooi nie. Oor en oor probeer ons mense inbring vir die Here, maar hy wil nie daarna luister nie. Maak 'n bespotting van die woord van die Here. Hou aan bid vir hom. Doen iets anders maar moet hom nie alleen laat staan nie. Hou aan bid vir hom. So meer as, kom ek sê, 3/4 van die saad gaan geen vrug oplewer op hierdie dag nie. Ons saai die saad en die Here laat dit groei. Baie belangrike deel. Vierdens wat ons hier leer. Nog iets. Kom Jesus sê, die ander deel het op 'n rotsagtige plek geval, wat daar nie baie grond was nie. En dadelik het dit opgekom, omdat daar geen diepte van die grond was nie. Want toe die son opgaan en dit verskroei, is dit verskroei, en omdat daar geen wortel was nie, het dit verdroog. Wat sê Jesus? Hy gee en verduidelik vir ons van vers 20 en 21, en ons gelees het dit verduidelik wat dit beteken. Jesus sê, en by wie op rotsagtige plekke gesaai is. Dis die persoon, luister wat hy sê, wat die woord, hy hoor die woord. En hy neem dit dadelik met blydskap aan, so hy verstaan 'n stuk van die woord. Maar hy het geen wortel homself nie. Hy's net vir 'n tyd is dit daar. En as daar verdrukking en vervolging kom ter wille van die woord, struikel hy dadelik. Ek weet hoeveel keer het ons gepraat oor geestelike oorlogvoering. Hoeveel keer is gepraat oor bind en onbind. Hoeveel keer is gepraat om gesag teen oor die werke van die vyand, oor jou kinders, oor jou finansies, al daai dinge. En dan stap mense uit met 'n blydskap in hulle hart en gaan dit toepas. En dan pas hulle toe, dan kom maar verdrukking, vervolging van buite af van vou hulle. So daai woord wat jy ingeneem het beteken niks, jy gaan dit verloor. Hy gaan geskroei word deur die son. It is not that gradual loss of interest, but a collapse under pressure. Die druk word toegepas. En mense hoor, as jy hoor as die druk word nou so toegepas op kinders van die Here, dat jy sukkel om kop bo water te hou. Maar jy kan nie ingee nie. Jy kan nie handdoek ingooi nie. Die druk raak te erg. En gooi hulle handdoek en gee hulle op. Hy gee die saad, die persoon, nie genoeg kans om behoorlik te ontken en te ontwikkel nie. In plaas om die saad te cherish, in plaas om daai woord, hy gedeelte te vat in die woord, en dit te verklaar en te bely, en daarop te staan, begin die persoon twyfel, en vrees neem oor later van tyd, en voordat jy jou kan kry, is daai saad weg verskroei deur die son van verdrukking en dinge wat van buite afkom. Dan moet jy van voor af begin. In plaas van om dit te veg, in plaas van om teen te staan, in plaas van op die woord van die Here te staan, mense, ek praat van ondervinding. Dit is een van die moeilikste dinge, om in tye van vervolging en beproewing, nog God te glo, nog die woord te glo, nog op die woord te staan, nog dit te bely en te verklaar, nog te sê, Here, ek glo, vrees te bind,
twyfel te bind en te kanselleer en vashou aan die beloftes van die Here, dis nie maklik nie. Dis glad nie maklik nie. Luister mooi. In the parable, the sun represents persecution that comes because of the word. Persecution helps believers grow, but the sunshine will kill a plant without no roots. As jy daai ding nie oppas en vertroetel en dan onsien dat hy sy wortels kan uitskiet en vasstrap plek in kan jou lewe nie, gaan jy dit nie maak nie. Jy moet staan en vashou tot daai saad ingegrawe is, wortel geskiet het, begin lewe toon, dan eers kan jy asemhaal, maar jy kan nog nie handdoek ingooi nie. Verstaan, ek sê, mens moet dit ding deurveg, deurbid, die Here vertroue te doen, dat hy heeltemal kan ontkiem en ontwikkel op die einde van die dag. Luister, dis wat die Bybel vir ons leer. Ons vind die woordjie hoor, luister hierso. In Matteus 13:19 keer. 19 keer praat Jesus en hy sê hoor. Belangrik dat ons sal hoor. Wat wys die belangrikheid van dit? Romeine 10 vers 17 sê, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ons moet kan hoor, ons moet die woord kan hoor, ons moet dit kan inneem, ons moet dit kan verstaan, ons moet dit kan toepas in ons lewe. Belangrik. 5de punt vers 7. Kom Jesus en hy sê verder in 'n ander deel, het in dorings geval, en die dorings het opgekom en het verstik. Engelse vertaling sê, other seed fell among thorns, and thorns came up and choked them out. Hier kom Jesus verduidelik ons in vers 22, wat hy eintlik daar sê. As jy by wie in die dorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, weer eens hoor, luister mooi, maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom verstik die woord en dit word onvrugbaar. Dit chouk, dit maak hy daai ou plantjie doods. Jesus noem 3 tipe dorings wat die saad vernietig, baie interessant. 3 tipe dorings wat die saad in 'n mens se hart vernietig. En jy vind dit al lelik in Markus 4 vers 19. As jy so wil gaan, het ons gesê, is op in Lukas en is Markus en Matteus waar ons dit vind, maar Markus 4 vers 19 wys vir ons die 3 tipe dorings wat daai saad vernietig. Die heel eerste een is die sorge van hierdie wêreld. Worry of the world. As jy jou kan laat worry, as jy met bekommernis kan rondloop, weet jy waar jy wil hê. Kom nou. Want solank as jy worry, kan jy niks doen nie, jy sal nie niks, jy stel nie wees om te gaan bid nie. Verstaan? Want hy wil jou het worry. En as ek hoeveel keer sê, as bekommernis dit daai situasie sal oplos, dan sê ek, dan word jy maar liewerste. Maar dit bring net ander dinge en maak ander dinge los oor jou lewe. So die heel eerste doring is die sorge van hierdie wêreld, sê Jesus. Die tweede doring is die verleiding van die rykdom. En dan die derde is die begeerlikhede in verband met die ander dinge. In verband met die ander dinge beteken the lust of other things. Een is the lust of money, ander is the lust of other things. Kom ons verstik die woord en dit word onvrugbaar. So die sorge van die wêreld, die worry storie, dan die lus vir rykdom en dan die lus vir ander dinge wat daai saad in jou binneste doodmaak. Met baie dinge in die afgelope tyd het my pad aan skool, Here my moes lesse leer uit hierdie dinge. Ek hou daarvan ons nou al die jare wat hou ons om te gee, ons hou daarvan om te saai. Maar baie keer
fokus jy op, en ek wil net 'n voorbeeld noem, fokus jy op sekere mense, wat elke maand hulle sekere tiendes gee, om 'n voorbeeld wat ek my hart uit waardeer. Maar baie keer hou jy in dit vas. Jy maak hulle jou bron in plaas van Jesus jou bron. Wat die pastoor sê? Jy maak hulle jou bron in plaas van Jesus jou bron. En dan gaan die Here jou les leer. Hy gaan jou les leer. As jy Jesus jou bron maak, steel jy juist die mense wat jy nooit so oor kan dink dat hulle daar sal kom en gee nie, jou pad langs om te kom saai in die bediening. Maar wanneer jy oor afval van hom af en die mens jou bron maak, en jy probleme. En ek sê weer, ek dank die Here elke dag vir elke persoon wat gee. Maak jy saak wat die dag gesê, ek het 'n ewige dankbare hart dat mense saai. Maar dit kan later van tyd die saad wat jy in jou binneste dra heeltemal vernietig. In plaas van dat jy op die woord vertrou jy op die arm van die vlees. This pictures the person who never pulls the weeds, who never repents. Sadly, there are many who make a profession that they believe, but they have never repented of the weeds, and in time their belief is choked out. Hulle bely dit, hulle verklaar dit, maar hulle bely nie. Hulle sê lus om te bely nie, hulle stel nie belang om te bely nie. Hulle wil nie sondes bely nie, hulle wil regmaak met die Here nie. En dit wat jy los daar, dit vernietig die saad in jou binneste. Jesus was clear in Luke 30 verses 3. Hy sê, I tell you, no, but unless you repent, you will all likewise perish. The choking of the word is, the choking of the word, is nie eenmalig nie, dis 'n aanhoudende ding wat plaasvind. Dit ding wat nou plaasvind jy los nie, dit is konstant daar om my saad aan te val en te probeer vernietig in jou binneste. Dis hoe belangrik is dat ek hier daai saad wat ons plant, ons inneem in ons binneste te cherish, agter dit te kyk, na dit om te sien, sodat dit kan wortel skiet in ons binneste. Worry, wealth, and worldliness are all enemies of the gospel. Worry, wealth, and worldliness are all enemies of the gospel. Luister hier. Luister mooi. And why is it that so many people, members of this congregation and other congregations, are unfruitful? I tell you why. They have never let go of this world with both hands and taken Jesus Christ with both hands. Hulle hou vas aan die verlede, hulle hou vas aan dinge van die wêreld, en hulle hou vas aan Jesus. Wie dien jy nou eintlik? Wie dien jy eintlik? Hy soek jou 100%, hy soek nie net 75% nie. Hy soek jou 100%. Have you done that? Is he Lord of all? Many of you are not fruitful because you never been saved. You have never been saved. The seed has gotten in, but the seed has not gotten an undisputed hold in your life, and you've never said, Lord Jesus, you are Lord of all. My hele hart, my hele wese is U se. My hele wese. Ek bid dit altyd deur 'n nuwe ding wat ek bid. Ek sê Here, ek sê Pieter Andri Swalk het laas nie gesê. Gebore 4/9/1951. 'n Nuwe skepsel geword Februarie 1978 is U se. Ek gesien dit. Die duiwel moet dit hoor. Ek is Jesus se. Jy staan, ek is sy eiendom. Ek is sy eiendom. Al het ek 'n vrou en kinders en kleinkinders,
Ek is sy eiendom, ek behoort nie iemand anders te nie. Ek is sy eiendom. As jy nog 'n Jesus deel gemaak het van jou lewe nie, moet jy dit doen. Jy gaan uitloos op die einde van die dag. You are Lord of all. And friend, if you not made him Lord of all, in my estimation, you are not saved. He cannot be half Lord. He cannot be half Lord. You cannot say, there's room in my heart for weeds, and there's room in my heart for seed. No, dear friend, if you do say, Jesus Christ alone, Jesus Christ only, and Jesus Christ always, I'm afraid that you never met the Lord of glory. Nothing wrong with the seed. Nothing wrong with the sower. The problem is with the soil. Dis die verskil. Hoe is jou hart voorberei? Wat laat jy toe in jou hart? Wat doen jy wat in die woord is? Wat doen jy wat Jesus nie van hou nie? Wat laat jy toe in jou lewe? Hy wil graag daai gedeelte in jou hart wil hy beset, maar jy laat hom nie toe om te doen nie. Jy laat hom nie toe om te doen nie. Jy's te bang jy verloor uit op jou vriende. Jy's te bang jy verloor uit op baie ander dinge in plaas van die hele wese vir hom te gee. Here, ek vertrou nie vir die dag van môre. Jy sê, ek wil nie bekommerd wees vir die dag van môre nie, want môre sorg vir homself, dan sal môre vir homself sorg. Wil nie worry oor môre nie. Jy vertrou die Here. Maar as jy by een hand vashou in dinge van die wêreld, ander hand vashou, hoe kan jy hom vertrou? As jy vervloek is diegene wat lewe op die arm van die vlees. Ek en jy mag en kan in die pas van die wêreld volg nie. Ons sal dit nooit maak nie. Nooit. Nothing wrong with the sower, nothing wrong with the seed. The problem is with the soil. 6 punt vers 8 van Jesus aan. En as die ander deel het in die goeie grond geval, dat het vrug opgelewer, want het het opgekom en gegroei, dat het gedra 31, 61 en 100voudig. Dis dan Jesus se antwoord in vers 23. En by wie op die goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord, luister mooi, wat die woord hoor en die woord verstaan. Daar is die sleutel. Daar is ons sleutel. Ek moet die woord hoor en ek moet die woord verstaan. Want dan ook vrug dra oplewer, die 100, die ander 60 en die ander 30voudig. Dis die sleutel. Want as jy hoor en verstaan, kan die saad wortelskiete begin groei en vrug voortbring op die einde van die dag. This man is able to piece together the puzzle of the gospel. I'm a sinner. I need a Savior. I must repent and receive and believe in Jesus. Kom ek sê dit weer. En die puzzle by mekaar gebring. Hy stukkies by mekaar gebring, hy pas in mekaar en hy sê, I'm a sinner, hier is die plek. Hy sê, I need a Savior, tweede plek, and I must repent and receive and believe in Jesus. We learn that the good soil hears the good word of the gospel, gladly accepts it and fully understands it. Dis wat my gebeur, en nie gebeur. Hoe het jy tot bekering gekom? Jy het gehoor en verstaan. En omdat jy gehoor en verstaan het jy daarop gereageer in jou hart vir die Here gegee. Dis al hoe jy by die Here uitgekom het. Jy moet hoor en verstaan. Luister mooi. Not everybody produces the same amount of fruit, volgens Mattheus 13 vers 8. But all true believers will produce some fruit as evidence of spiritual life. Ek het het vir u gesê, as ek terugkyk op my pad, waar ek tot bekering gekom het in 1978 Februarie maand, wat ek was en wat ek vandag is, definitief het ek groei getoon en vrug voortgebring. Uitgemaakte saak.
That fruit may include winning others to Christ, Romeine 1 vers 13. That fruit may be money given to God's work, Romeine 15, 25-28. That fruit may include good works, Colossense 1 vers 10. That fruit may include Christian character, Galatians 5, 22-23. And that fruit may include praise to the Lord, Hebreërs 13 vers 15. Net om vir die Here dankie te sê. Ek wil vir julle sê, as ek kan opstaan die oggende en ek kan sien, ek kan my liggaam gebruik, ek kan beweeg, ek kan iets doen, ek kan gaan bid, ek kan iets doen, wil ek vir Here dankie sê. Is my werk om vir hom dankie te sê vir sy seëninge. Ek tel my seëninge elke dag. Elke dag dat die Here vir my doen. Hy hou my gesond, hou my in die gang. Dis hoekom ek kan sê, dankie Jesus vir alles wat U vir ons doen. And brings forth some 100-fold, some 60, and some 30. Brings forth is in the present tense, which describes the saint as continually producing fruit. Dis 'n almekaar storie. Oomblik wanneer daar vrug voortgebring word, 30, 60 of 100-voudig, is dit aanhoudend. Maar ergens moet jy begin. Selfs wat 'n mens gee. Jy mag miskien vandag saai en die Here vertrou vir 'n oes. Maar ek eers 2 maande miskien daarna kom en dit vat 'n tydjie ontroe versperre daar. Jy gee vandag 'n mielieplant en môre daai mieliekop pluk nie, verstaan? Ontroe versperre daar. Geen tyd om te groei, geen tyd om wortel te skiet, geen tyd om te groei, reg te kom. Dan weet jy kan dat daar 'n dag gaan vrug wees. En die oomblik wanneer daar vrug is, moet jy nou nie stop nie. As jy gesaai moet weer 'n keer saai, dan is daar 'n aanhoudende oes. Elke keer is daar 'n aanhoudende oes vir jou wat vir jou wag omdat jy begin het maar aangehou met dit. Nou soos mense baie keer nie verstaan nie. Ek bid een keer oor dit spesifiek. En terwyl ek bid, begin die Here vir my 'n visioen, 'n prentjie voor en ek sien 'n oesland. Maar ek sien hom half van bo af en van bo af lyk hy soos 'n lappies kombers. Vol stukke wat oop is en dan wat geplant is. En ek vra vir die Here, wat is dit? En hy sê vir my, dis hoe mense saai. Jy saai nou, jy ontvang. Maar volgende jy saai nie. Dan is er 2 of 3 oop stukke. En dan sê jy, dan begin jy weer saai. En dan kom dit weer op my soek aan. Is daar soos 'n lappies kombers. Moenie lappies kombers wees nie, moet aan een tuig wees, 'n groot kombers wat klaar gebrei is en reg is vir jou. Jou seëning moet aanhoudend wees, dag na dag, maand na maand, week na week. Elke keer as die Here vra, weet jy, ek het my deel gedoen. Dis hoe maar sê, as ek my deel doen, dan niks om oor bekommerd te wees nie. Die Here sal sy deel doen. Op die regte tyd. Hoekom het ek worries? As ek nie gee nie, ja, wil ek worry. As ek gee, dat niks om bekommerd te wees nie. Want dit wat ek saai, sal Here vir my op die einde van die dag 'n vrug teruggee as ek glo en opstaan. Want dis wat hy daar sê. 100-voudig, 60 en ander 30-voudig, maar terug gaan jy kry. Jy gaan terugkry, want dit is wat die woord sê, ek staan op. Hy sê, my Father is glorified by this, that you bear much fruit, and so prove to be my disciple, volgens Johannes 15 vers 8. As ek vrug dra, is dit 'n bewys dat ek 'n disipel van Jesus Christus is. Mense. Ons mis baie. Ons verloor baie. Ons vat baie keer mis. En in 'n kort gedeelte hierdie paar verse wys Jesus vir ons om al daai dinge terug te kry in ons lewe. Dis vir elkeen. Dis vir die man op die straat, as hy die Here dien. Dis vir die ryk persoon met 'n goeie salaris, vir elke persoon. Dis vir die weduwee en weduwnaar, vir elkeen wat daar is hierdie gedeelte daar. As jy reg saai en reg ontvang en jy glo en jy verstaan dit, is dit jou deel soos enige ander persoon se deel is. Soos dit my deel is al wat ek kan doen, ek kan net die Here vertrou. Ek moet dit kan glo en verstaan dat Here soos die woord sê, jy sal nooit teruggaan op die woord nie. Die woord sal nooit ledig teruggee nie. En dis hoe jy jou geestelike lewe bou.
Wie wil jy boost dit jou? Dit gee jou daai ekstra geloof, daai wimp in jou geloof, as ek mag sê. As jy sien wat dit deur Here vir jou doen. Jy jou deel gedoen, jy kyk agter daai saad, jy koester daai saad, jy gaan nie ingee nie, jy gaan nie hande ingooi nie, jy gaan deurdruk na mense, in die tyd wat ons nou deurgaan, spesifiek in ons kerk nou, spesifiek by ons, is dit nie maklik nie, hoor. Ons staan nie voor. Dit is nie maklik nie. Verstaan, ek moet vasstaan, ek moet vasstaan, ek moet die Here vertrou vir baie dinge. Baie keer van jy moet baie klomp vra en allerlei dinge wat jy jou pad langs stuur, en ek wil sê, nee, dis wat die woord sê. Dis wat die woord sê, en dis nie maklik nie. Hy gee nie op nie, hy gee nie gaan op nie. Hy sal aanhou met hy selfde ding, totdat jy op hierdie dag gaan vang. En as jy nie sterk is in die woord, jy gaan dit nie maak nie. As jy dit nie gaan glo, verstaan, gaan jy dit nie maak nie. Dis hoe belangrik is. Vat die woord, lees die woord, luister na die woord, kom diens toe, vat dit, skryf neer, gelees dit oor, geluister na die dienste, luister dit oor en oor en oor, tot het ingang vind in jou hart. Hulle het nou nie ding wat sy doen, sy gebruik nou die Bybelseries van sy luister. Van Nuwe Testament by Ou Testament, we gaan sê weer deur Nuwe Testament, elke keer wat hulle hardop lees, wil jy wat doen, doen groot dinge. Want jy luister die woord elke dag, waar jy gaan luister die woord, is ingang vind, en dan word geplant in jou hart. Maar as ek niks doen omtrent nie, en ek bly in die woord nie, hoor jy, as jy die Bybel lees en jy bid, jy gaan jy vou. Jy gaan vou, jy gaan dit nie, jy sal nie weerstand kan bid nie. Hy is sy aanstaarste sterk. Jy moet 'n kwaliteitsbesluit neem, dat Jesus is by alles. Amen. Kom ons dankie vir Jesus naam. Kom ons staan. Ek wil iemand agter my aan sê vanmôre hardop. So ek sê agter my aan. Sê Jesus, U is die redder van my siel. U is die besetter van my hart. U is my koning, my Heer, my meester, my begin, my einde, my groot geneesheer, my voorsiener, my beskermer. U is my alles, my eerste liefde. Ek word nie, ek is U se. Dankie Here, dat U deel is vir my, soos ek deel is vir U. Sê dit agter my hande reg op, sê Jesus, die Seun van God, die gesalfde van God, Jesus die leeu in die stam van Juda, die roos van Saron, die geslagte lam, Jesus is sy naam, hy is by alles, hy is die asem wat ek inasem, hy is die hartklop van my hart, hy is by alles. Sê dankie Jesus, dat ek U se is, en dankie Jesus, dat U ook myne is. Amen en amen. Kom sê dankie vir Jesus. Vader, ons bid vanmôre, ons sê dankie vir die tyd wat ons saam wil spandeer. Dankie vir die wonderlike reën nog aan buite. Dankie vir reën wat nog gestuur word. Dankie vir die woord wat ons kon ontvang vanmôre, en dankie dat dit ingang gevind in ons hart. Sal vrug voortbring tot eer en verheerliking vir U naam. Ons prys en ons loof en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Dankie dat ons vanmôre kon luister. Dankie vanmôre dat ons gehoor het, maar ook verstaan het. En ons weet ons sal vrug voortbring tot eer en verheerliking vir U naam. Ons prys U daarvoor in Jesus naam. Alle kinders van Here sê vanmôre.